Die teks wat ons vanoggend lees is 2 Samuel hoofstuk 1 en ek het nie nou toe ek nou so 'n bietjie met Andrei wou spot dat ek nou nie was ek nou nogal half ernstig, want as julle nou die teks gelees het gedurende die week sal julle ook weet dat 2 Samuel 1 nou nogal nie een van die maklikste tekste is om te lees en daaroor te preek nie. So kom ons lees die teks en dan kyk ons ook hoe dat die Here ons hieruit begelei. Die teksgedeelte is 2 Samuel 1 vers 1 en dan 17 tot 27, maar ek gaan die hele gedeelte lees. Na die dood van Saul op die 3de dag daarna, het daar onverwags iemand uit Saul se kamp by Dawid aangekom. Dawid was toe al 2 dae terug in Siklag na sy oorwinning oor die Amalekiete. So Saul en sy manskappe, die Israelitiese leer, het teen die Filistyne geveg. Dawid was in 'n geveg met die Amalekiete betrokke. Dawid is nou alweer terug by die huis 2 dae nadat hy nou die oorwinning oor die Amalekiete behaal het, en nou kom hierdie nuus by hom aan. Die man se klere was geskeur en daar was grond op sy kop. Toe hy by Dawid aankom, het die man voor hom op sy knieë geval en gebuig. Waar kom jy vandaan, het Dawid hom gevra. Ek het uit die Israelitiese kamp ontvlug, was sy antwoord. Wat is aan die gang? Vertel my, het Dawid aangedring. Hy het toe vertel dat die leer uit die geveg weggevlug het. Dis nou die Israelitiese leer, met ander woorde, hulle het die geveg verloor. Dat 'n groot deel van die leer gesneuwel het, en dat Saul en sy seun Jonathan ook dood is. Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonathan dood is, vra Dawid vir die jong man wat hom dit vertel het. Hy het geantwoord, ek was heel toevallig op Gilboa berg. Daar merk, kyk nou net, heel toevallig op Gilboa berg. Daar merk ek toe dat Saul hom met sy spies om die lewe probeer bring, terwyl die Filistyne se strydwaans en hulle drywers kort op sy hakke was. Saul het omgekyk en my gesien. Hy het my nader geroep en ek het gevra, wat kan ek vir u doen? Hy vra my toe, wie is jy? En ek antwoord, 'n Amalekiet. Kom staan hier langs my en maak my dood, beveel hy, want ek leef wel nog, maar my toestand is kritiek. Ek het toe nader gestaan en hom doodgemaak, want ek het besef dat hy, nadat hy homself probeer doodmaak het, nie sou bly lewe nie. Ek het die kroon van sy kop afgegryp, ook die armband van sy arm af, en dit vir u gebring. Hieroor was Dawid so ontstel dat hy sy klere geskeur het, en al sy manskappe ook. Hulle het tot die aand gerou en getreur en gevas oor Saul en sy seun Jonathan, en oor die volk van die Here, die Israeliete, omdat hulle gesneuwel het. Dawid het toe vir die jongman wat hom die berig gebring het gevra, van waar is jy nou weer? Hy het geantwoord, ek is nie 'n landsburger nie, ek is 'n Amalekiet. Dawid het vir hom gesê, dus was jy nie bang om jou hand uit te steek en die gesalfde van die Here om die lewe te bring nie. Toe roep hy een van sy manskappe en sê vir hom, kom hier, maak hom dood. Die manskap het hom doodgemaak. Dawid het hom toegevoeg, jy het jou dood gesoek, want jy het jouself veroordeel toe jy gesê het, dit is ek wat die gesalfde van die Here doodgemaak het. Nou, Dawid met sy digterskuns agtergrond gaan dan en skryf dan 'n lied, 'n klaaglied, hy noem dit 'n booglied, 'n oorlogslied, as 'n mens sou wou, oor die dood van Saul en Jonathan. Dawid het toe die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonathan gesing. Hy het opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moet word. Die lied is ook opgeteken in die boek van die opregte. Jou trots, Israel, op jou hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval? Moet dit nie in Gat vertel nie. Moet dit ook nie bekend maak in Askelon se strate nie, want Gat en Askelon was Filistynse stede, en as die berig of die boodskap nou daar bekend word dat die koning van Israel dood is, sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. Mense wil nou nie, hulle wou nou nie die vernedering gehad het nie. Gilboa berge, offerland, nog dou, nog reën vir julle. Soos of Dawid wil sê, dis so 'n treurige storie,
Op daai berge waar Saul en Jonathan dood is, daar moet dit tog nooit weer dou en reën nie. Dit is net te seer. Waarlik, daar is die helde skuld besoedel. Saul se skuld, dit is nie met olie ingesmeer nie, maar met bloed van gesneuweldes, met vet van helde. Jonathan se boog, dit het pal gestaan. Saul se swaard, dit het sy werk goed gedoen. Saul en Jonathan geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende en sterker as leeu's. Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul. Hy het julle beklee met sierlike klere. Goue sierade het hy daarop laat aanbring. Hoe het die helde geval in die hitte van die stryd? Jonathan lê verslaan op die hoogtes. Ek is bedroef oor jou, my broer Jonathan. Jy was baie na aan my hart. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van enige vrou. Hoe het die helde geval? Met die wapen in die hand het hulle omgekom. Nou, liewe gemeente, as 'n mens nou hierdie teks lees, dan is jou simpatie dadelik by hierdie jong Amalekiet wat met hierdie treurige nuus by Dawid aankom. Hy moes waarskynlik ver hardloop om by Dawid se kamp of by Dawid se blyplek uit te kom. Hy kom daar aan met geskeurde klere en met grond op sy kop, tekens van rou, tekens van baie slegte nuus, baie slegte tyding wat hy bring. En hy kom vertel van hierdie treurige gebeurtenis dat Saul, die koning van Israel, en sy seun Jonathan dood is. Nou wat 'n mens nou nie weet nie, as jy nou 2 Samuel 1 lees, is dat hierdie Amalekiet met 'n liegstorie by Dawid aangekom het. As 'n mens nou net 1 Samuel 31 vers 4 sou lees, ek gaan dit nou gou vir julle lees, dan staan daar die volgende. Die boogskutters het hom in die oog gekry, dis nou vir Saul. Hy is natuurlik nou die koning, hy is mos nou 'n prime target. En hy het baie bang vir hulle geword en vir sy wapendraer gesê, trek jou swaard en steek my daarmee dood, dat daardie heidene nie kom en my doodsteek en in oneer laat sterf nie. Maar sy wapendraer wou nie, want hy was bang. Saul vat toe self die swaard en val daarin. Toe sy wapendraer sien dat Saul dood is, val hy ook in sy swaard en sterf saam met hom. So hierdie Amalekiet het met 'n liegstorie by Dawid aangekom. Hy het waarskynlik gehoop dat as hy nou die nuus kan bring, en hy is nou die eerste een wat nou die nuus vir Dawid kan bring, dat hy op 'n manier beloning sou kry. Hy kom ook daaraan met Saul se kroon en met Saul se armband, die koninklike armband, om sy storie te bevestig, maar waarskynlik het hy die veldslag beroof. Waarskynlik het hy die lyke wat op die veldslag gelê het beroof, en ook besef, hy sit met hierdie wonderlike skat in sy hande, die kroon van die koning van Israel, en sy koninklike armband, maar hy kan niks daarmee maak nie, want betrap iemand hom daarmee, is hy in baie groot moeilikheid, want die eerste vraag wat so 'n persoon sou vra is, nou waar kry jy dit? So 'n veilige roete is waarskynlik dan nou om na Dawid toe te gaan, die storie te bewimpel, vir Dawid te vertel, hy het vir Saul doodgemaak op Saul se versoek, en hopelik 'n winsie by die transaksie sou kry. Soos die storie helderder word, verander 'n mens se simpatie teenoor hierdie Amalekiet, en word jy half teleurgesteld. Wil jy half hier sê, maar so skelm? En in ons konteks waarin ons nou vandag lewe, het die woord skelm nou nog 'n totale ander betekenis ook gekry. Ons het nie ooghare vir skelms nie.
As 'n mens nou oorgaan na die lied toe wat Dawid toe nou skryf, dan is dit nou opvallend dat die intrige wat ons in die eerste paar verse nou raak gelees het, ook in die lied as het ware deurkom. Dawid gaan en hy sing 'n lied, skryf 'n lied, waarin hy sy absolute hartseer oor Saul en Jonathan beskryf. Maar almal van ons weet dat die verhouding tussen Dawid en Jonathan was 'n absolute hegte boesemvriendskap. Hulle het dinge saam gedoen, hulle het mekaar se lewens op 'n manier aangevul, hulle het saam geveg, hulle het saam geoefen, saam boog geskiet, daai jong mens soort van verhouding. Maar almal weet ook dat die verhouding tussen Dawid en Saul was glad nie so 'n goeie verhouding nie. Daar was 'n storie oor Saul se dogter met wie Dawid wou trou. Daar was hoeveel kere wat Saul vir Dawid wou doodmaak, hy het hom gejag soos 'n wilde dier om hom dood te maak. Almal weet, die verhouding was 'n baie intense en 'n slegte verhouding. Maar terwille van die publieke beeld, terwille van die volk Israel, skryf Dawid sy lied en vereer hy kwansuis of oënskynlik vir Saul net soos vir Jonathan. Maar mense wat nou poësie en digkuns ken, en mense wat nou bietjie na die Hebreëse teks gaan kyk het en daaroor 'n bietjie kommentaar skryf, sê dat Dawid sy woorde baie mooi kies en sy kaarte baie mooi reg speel as hy hierdie klaaglied of booglied skryf. Ook maar nie heeltemal eerlik in dit wat hy op papier sit nie. Want dit lyk asof hy vir Saul en vir Jonathan ewe goed soort van wil besing, ewe goed soort van wil grootmaak, ewe goed soort van wil onthou. Daarom doen Dawid dit so, vereer hy ook vir Saul in sy klaaglied so, dat almal wat dit sou lees die gevoel sou kry, joh, hierdie ou is regtig opreg in sy hart. Almal het geweet, dis nie waar nie. Almal het geweet, Dawid gaan bietjie oor sy eie grense hier. Dawid buig homself 'n bietjie hier, terwille dan nou van die publieke beeld. Dawid is ook in hierdie lied nie so dom om sy eie politieke ambisie voorop te stel nie. Hy is nie so dom om nou hard en duidelik te sê dat hy bly is dat Saul dood is en dat dit vir hom 'n nuwe politieke loopbaan oopmaak, dat hy nou die volgende koning van Israel kan word. Dit doen hy nie. So openlik en so eerlik is hy nie. Nou is die vraag, liewe gemeente, nou wat op aarde beteken dit nou vir ons? Ons sit nou met hierdie ou geskiedenis, ons stel nou hierdie intrige op, ons weet hier's nou 'n bietjie gelieg, en hier's nou 'n bietjie goeters gesê wat nou nie regtig waar is en so nie. Die waarheid word nou so 'n bietjie gebuig en bietjie omgedraai en so, en dit moet nou 'n bietjie hier en daar bietjie lekker inpas. Wat maak ons daarmee? In die kerklike jare is ons nou in koninkrykstyd. Ons lees nou in koninkrykstyd, lees ons tekste waarin ons dink oor God se verhouding met ons as Vader, Seun en Heilige Gees. En die Samuel tekste, dink ek, help ons om te verstaan en weer 'n keer net goed te hoor en te besef dat ons regtig krities moet kyk en krities moet vra na ons eie denke en ons eie doen en late. Om regtig met mekaar en met God eerlik te wees. Kom ek sê dit weer. Om regtig met mekaar en met God eerlik te wees. Hoe oop en eerlik is ons regtig met mekaar? Wat sê en doen ons vir mekaar en van mekaar? Is ons eerlik met mekaar of bly ons ook maar stil
oor goed wat gesê moet word. Buig ons ook maar bietjie die waarheid om nie seer te maak nie. Buig ons ook maar bietjie die waarheid omdat ons eie ambisie en ons eie posisie op die spel kan kom. Dat ons onsself kan skade doen. Hoe plooi ons ook maar die feite en ons emosies om die beste vir onsself op die ou einde uit die situasie te kry. En dan dink ek is ten diepste die vraag, hoekom doen ons dit? Hoekom buig ons? Hoekom skuif ons die feite rond? Hoekom kies ons ons woorde so mooi? En hoekom speel ons kaarte gedurig reg? Omdat ons ten diepste nie die vertroue het dat die Here sal sorg en die Here vir ons sal onderneem en die Here sal vir ons sal begelei en vir ons sal help en vir ons sal deurdra ook ten spyte van die omstandighede en die situasies waarin ons is nie. In moeilike tye is ons eerste reaksie om vir onsself te probeer sorg. In moeilike tye is ons eerste reaksie om maar self die goeders op 'n manier te probeer doen en te probeer regtrek. Die vraag, die ten diepste vraag is, vertrou ons regtig die lewende God? Dat hy by ons lewens betrokke is, dat hy die omstandighede ken, dat hy weet wat aan die gang is en dat hy vir ons op sy eie manier sal deurdra en sal deurhelp. Ek dink daar is 'n volgende ding wat in hierdie teks oopkom, liewe gemeente, en waarna ons aandag moet gee, en dit is die onderliggende heldeverering wat ons vir Bybelse figure het. Vir Moses en vir Abraham en vir Dawid en vele ander. 'n Tipe van 'n heldeverering, omdat hierdie mense uitstaan, Hebreërs 11 sê dit ook vir ons baie duidelik, as geloofshelde. Hulle was gewone mense soos ek en soos julle. Met gewone menslike versoekings, struggles en sonde, soos ons, soos ek en soos julle. Dit was nie die Bybelse figure wat so wonderlik was in hulle geloofsoortuigings en in hulle geloofsverwagtings ensovoorts nie. Hulle was mense. Maar wat uitstaan is dat God getrou was en getrou gebly het in elkeen van hulle se lewens. Toe Moses kwaad word vir Israeliete en by 'n punt kom wat hy wil sê, ek kan nie verder nie. Toe is dit God wat ingryp en sê, ek sal by my woord en by my beloftes bly. Toe Abraham klein gelowig word en allerhande planne begin maak om op 'n manier God se trou en God se liefde en genade in sy lewe te laat waar word, is dit God wat ingryp en God wat vir hom en vir Sara kom verras en vir hom kom sê, jy het nie nodig om jou eie planne te maak nie, ek is hier en ek is in beheer. En toe Dawid, die man na God se hart, verskriklike goed aanvang, is dit God wat ingryp en kom sê, Dawid, jy doen verskriklike goed, jy kan nie so aangaan nie, jy kan ook nie as koning van Israel regeer as jy hierdie goeders doen nie, jy moet in 'n noue verhouding met my bly lewe. Die Bybelse figure, liewe gemeente, was mense soos ek en soos julle. Daarom dink ek is dit so belangrik dat ons sal leef met die oortuiging, met die bewustheid dat die lewende God by ons lewens teenwoordig is, dat hy by ons is, dat hy ons ken, dat hy ons wil help, dat hy ons wil seën. Ek dink hier sit ook 'n bitter gevaarlike ding hierin, wat ons ook aan aandag moet gee. En dit is dat ons oor die foute en die sondes van Bybelse figure ligtelik sal gaan. Dit kon nie so erg gewees het nie, want jy weet, die Here het teruggekom en die Here het hulle weer kom ontmoet en die Here het hulle weer opgetel en die Here het hulle nou maar weer gehelp en geseën. So dit kan nie so erg wees, jy weet, om nou 'n bietjie te twyfel en om kwaad te word en om 'n bietjie te dit en 'n bietjie te dat nie.
Want die Here is tog hier, en hy vergewe, en hy vat tog nou maar weer ons hande, en hy loop weer met ons op pad. Ek wil spesifiek nou wys, en dit het nou niks met ons teks te doen nie, maar ek wil tog spesifiek nou hier verwys, na Dawid se verhouding met Bathsheba. 'n Ou kan nou dink, jy weet, dit was nou maar, jy weet, so klein, weet, Dawid het maar sy plesiertjie gehad. Nou, jy weet, wat sal ek nou saak maak, as ek ook nou maar my ou plesiertjie het? Liewe gemeente, die sondes en die oortredings van Bybelse figure kan ons glad nie afmaak as ligtelik nie. Dawid en Bathsheba, dit was nie 'n klein foutjie nie. Hulle het 'n verskriklike ding aangevang. Hulle het huweliksontrou gepleeg. En dit het uitgeloop op moord. Dis ernstige goed wat hier gebeur het. Ek dink om die teks miskien saam te vat, moet ons gaan na die Nuwe Testamentiese teks vir hierdie week ook, laasweek. En dit is Markus 5 vers 39 tot 43. Ek gaan dit vir julle lees. Markus 5, 39. Kom ek lees by 39. Jesus, hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Dit is nou die dogtertjie van Jairus, die Joodse raadslid. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het die pa en die ma van die kindjie en die drie van sy disippels wat by hom was saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê, hulle moet vir haar iets te ete gee. Die Nuwe Testamentiese teks van die week, liewe gemeente, het my gehelp om teen amper die doodsagtergrond van Samuel 1, die Amalekietse optrede, Dawid se lied, Dawid se intrige, die hele kan ek maar sê, die hele doodsheid van Samuel, van die Samuel teks, het die Markus teks my gehelp om te verstaan dat Jesus Christus gekom het en dat hy kom ingryp het in 'n wêreld vol doodsheid. En dat hy as die lewende Here lewendmakend in ons wêreld en in ons lewens ingekom het om ons te help, om iets van die lig, iets van die goedheid, iets van die genade, iets van die liefde van God te kan sien en te kan beleef. En as ons dan met 'n stuk doodsheid in ons sit, as ons paaie dan doodgeloop het, as ons uitsigte doodgeloop het, as ons nie meer weet lekker wat ek kan toe nou nie, die wonderlike troos dan net uit hierdie kort teks van Markus, dat die lewende Here Jesus Christus hier is om lewend te maak, om nuwe lewe te gee, nuwe lewe te skep, sodat ons met nuwe hoop en met 'n nuwe verwagting ook ons lewens kan leef.